Ek sit vandag saam met Logie. Logie is een van die manne wat my ontdek het in my carrière, saam met Jannie de Tooy. O ja, julle was die eerste groot kanonne wat ek deur ken het. Onthou jy daardie jare? Ek onthou, baie goed. Ja. Jannie het my voorgestel aan jou en oorlede Lucas en Christa, Lorika. Ja, baie betekens op baie mense, hè? Ja. Was julle altyd by Ongesaai geweest by JNS? Ek dink so, ons is met soveel mense gesaai. Daai tyd ons was met Transistor musiek aanvanklik geweest. Wie was hulle? Ons het toe agter so 'n fly-by-night besigheid wat nou nog vir ons geld skip, man. Dis gebruik by Australië op Heavens, jy weet. Maar nou ja. Hoe lang Joel, jy en Richard al sal? Van 87 af. Ja, het is 7, dus ek 16. Hoe het julle paai gekys? Ons het albei by Truk as toneelspelers begin ek. Was dit nou ook saam met Attele? Ja, ek en At was saam ons in 1975 het ons begin met Truk speelwerk, die jeuggroep. Ja. Ek en hy en Janice Honeyman en Lorika, Ja. aktrise, ja. So ons lotte daar by mekaar gekom. Ek het Richard eens daarna ontmoet, omtrent 2-3 jaar daarna, maar ons het eers begin sing in 87, jy weet. En hoe die sanger, was hy altyd? Richard is nog die musikant, ek is glad nie 'n musikant nie, weet, maar ek het so 'n paar goedetjies geskryf. En ek kan so 3 chords op 'n gitaar druk, en hy eendag vir my gesê, hy sê, ek hoor jy speel 'n bietjie gitaar en skryf. Toe sê ek, ja, so bietjie, hy sê, maar kom ons maak 'n show. Toe sê ek, nou oké, nee, is reg. En op 'n kool kom klank hy vir my oor, ek het regie gedoen. Toe sê hy vir my, dis nou al 'n jaar vandat ons gepraat het, jy weet, dink jy nie, ons moet maar iets doen nie, en ek sê, ja, nee, so 'n maand daarna het ek kom hier by my en hy sê, daar was 'n Windy Brow fees daar in Johannesburg, en ons kan so dingetjie sommer skryf en doen ons 'n ding daar sommer in die foyer. Toe sê ek reg, en toe begin ek en hy skryf van 'n ding wat ons te noem, die Sleutelgat Revue. Ja. En dit het so gegaan oor ons het so grappies gemaak oor die broederbond en ons het gesing oor die lewe en al sulke nonsens. En toe kom Elsie Zwitsman daar aan en sy sê, maar sy wil deel wees daarvan. En Castor de Vries kom aan en sê, hy wil deel. Hy is er en kyk, Jan Engelen en dan Morter Doop. En dis so julle spanmense en ons doen te die show in die foyer. En toe staan die mense letterlik om die blok skielik. En toe kry ons 'n hele groot venue vir nog 3 dae lank en toe word ons gekies as the best of the fest. Yes, en toe kry ons gekoop en terug het ons gekoop en dis waar die ding te aanvanklik begin het met die musiek. En wanneer het Andrew deel geraak? Ons het eers vir Surrender en Ready gehad het vir ons klavier gespeel, 1000 tussen oorlede. Andrew sal weer, ek sal jok as ek moet sê hoeveel, maar ek dink hy sal amper 30 jaar saam met ons. Ja. Ten minste, ja, hy is so groot deel van ons, jy weet, hy is eintlik die hart, jy weet, ek en Richard is miskien die oë en die ore en so, maar Andrew is die hart van ons optree, dis definitief. Busy stuiste tussen julle die? Of is daar nie, is daar nie 'n stuiter? Nee, ons was mos nie stout. Hoor hierso. Ek dink tussen julle en Eden, sal ek nogal like wie was die mees rock'n'rollste band in daai jare. Wel, Eden is nou julle baie lank daar julle maar. Nee, ons het hele paar dinge gedoen op die verhoog. Dit ons was byvoorbeeld, as jy nou wil praat van stout, ons was geborg deur tot drif vir baie jare. So uiteraard, jy weet, dan maak ons maar 'n botteltjie op die verhoog ook, jy weet, en ons sê vir die mense, dis 'n rooibos tee. Ja, ek onthou dit, ek was daar in die audience geweest, ek onthou dit baie goed. En niemand glo ons het tot 'n proe, weet. Maar dis al baie daarmee. Ja, dis 'n lekker sponsor ook hê. Ek is bang nou vir 'n brand met sponsor, is nie nou die tyd. Vir my om so iets te kry nie. Nee, is dit. Ja, ek weet so al dat ons weer sponsor weet, en ek is nou al weer reg vir die tweede sessie. Nee, fantasties. Hoories, en hoe jy en Jannie ken? Dis ook maar, ek en Richard, toe ons begin alleen saam sou het, ons eerste show was gewees in Essiwatzieplex in Springs, nog in die Verwoerd Theater, kan jy glo. Ja. Het ons eerste show gedoen daar so, en toe Jannie agtergekom, ons gaan so 'n bietjie sing, en hy het mos hierdie musiek in 'n ritbeweging gehad. Ja, toe vra hy vir ons om te kom sing daar in die Staatstheater, en dis hoe ons begin het, letterlik, met Jannie bedoel ek nou. Ja. Ja,
En Wie allemaal was nog betrokken bij muziek en lyriek? Ek weet, Norika was daar ook by Brief. definitief van Lucas Okuni, Ja, al die kanone. al die ouens wat mooi musiek kon maak. En Afrikaanse musiek uit die spinnerakke van die Virginia Lees en die goeters kon bevry. Hoor jy recht, was jy daar ooit deel van die voorvry, die dopgehou wat daar aangegaan het? Die jong, ek gaan by jou interessante ding vertel, met die singery van ons by Willie Brow. Toe kom maar eendag 'n klomp oukies na ons en sê, hulle glad nie gedink, mens kan so in Afrikaans radikaal raak, jy het nog die woord radikaal gebruik, en of ons nou 'n woonstel wil kom in Hilbrau. Toe gaan ons na die woonstel toe, en ons praat met die ouens, ons drink natuurlik weer baie brandewyn, en gaan te kere, en hulle het 'n foto van, ek gaan nou nie name noem nie, van 'n jong Afrikaanse sanger, wat so 'n sniksanger is, wat regtig rawies gedoen het, hulle het hom groot sy foto op toilet deurgesit in die binnekant, het hom te help om jou maag gewos te kry. En toe pas hy ouds 'n bietjie gehelp en met musiek en so, en daarvan af het die man hulle toe nogal redelik bekend geraak. Ek dink die een ou se naam was Ralph Rabi gewees. Ja. Johannes Kerk en Dagga Dirk, en die man het toe nog ons toe gekom en gesê, die hele musiek is, jy weet, ja, crazy. Jy kan maar fok sê ook nie, dit is, die is rakker dan in die kunste. My kan dit vloek. Nee, maar jy kyk, Dis maar hoe die dinge beginne. En dit was die eerste houtstok gedoen, saam met Antordel en al die mense. Ons was deel van die houtstok ook gewees. So ons het so 'n klein bydraetjie gemaak. dit is ongelooflik logies. Hoor hier so nou, ek het ons nou met Koos ook gepraat, en vraag ek vir hom, was julle vervolg gewees? Definitief, ja, nou was dus. Dis 'n oomblikke wat ek omtrent nie oor wil praat nie, wat daar definitief ouens was wat ons gedryf het en so aan ook. Kwaai. Ja, nie lekker nie. Want ons was beskou as communiste, neem ek aan in die klas van by. Ja. Wat ons baie beslis nie was, ons het maar net teen die establishment toe. En ons maar ons stemme gelig. Soos wat ek eintlik hoop ons kan nou alweer doen met die hele Oekraïne en Palestinië ding. Ek heb voel, ons moet praat, ons ouens wat 'n bietjie van 'n stem het moet kan praat. Ek doen dit nou maar op sosiale media. En ek wil nie my mede-kunstenaars enigstens betrek nie, so ek doen dit net as loggie. Beklei ek teen daai nuwe wreedhede. Ja, die wêreld is mal, my maat. Die wêreld is mal. So ek skryf nou, met saam sit ek in poësie en gedigte skrywe, en dis vir my lekker, dis die laaste 2,5 jaar wat ek hier in die Kaap is, hier in Woodstock, en die stokke in, soos hulle sê in die Kaap, skryf ek elke aand maar lirieke, en dis my manier van ontlading, en toe ek net nou vir jou wag, toe dog ek, ek wil ietsie vir jou, was net nie waar die boek uitkom, my oefenboek, en hy is vol, jy kan sien, vol lirieke, sulke weelike geskuiste lirieke en ek het net nou terwyl ek veel wag, toe vang die gees my. Toe skryf ek het dan, kan ek het sommer lees vir jy. Kan dit my lees? Vir Woutie, met ons blom gitare, terwyl die sneeu oor die berge val, en die hippies in ons hare dans, wonder ek weer telkemal, wat doen die bleeksiele saans? Om digter of self sanger te wees, is vir ons 'n bonus, want vir die armes van gees 'n skepping word 'n onus. Kom ons dans deur die tyd met ons blomgitare, skryf en sing hele tyd met kraanse om ons hare. Die lewe is nie net 'n lied nie, ook nie woestyngebied nie. Ons skryf en sing en soen en dans, want hierdie is eenmalig ons eerste en ons laaste kans. Toe, Dis vir jou. dankie, dis beautiful, dis pragtig. Ek soek uit bladsy, ek wil hom raam in die studio. Jy mag beslis. Yes, ben. Jy kan nie help maar moet kan. Okay, waar was ons? Okay, kom nou na daardie tyd toe. Was jy bang geweest? Nee. Ja, toe ek in die army was, het ons in situasies beleef in Angola en die dinge. Ja. As jy in 'n situasie kom, ons sê vir mekaar vreesloos. Okay. Maar jy is bietjie bang voor jou enige verhoorstel, altyd. Ja, nee, verseker. Nou nog jy broek bewe en jy dink, hoekom is ek nie 'n boekhouer of 'n onderwyser nie? Wat die hel soek ek op hierdie verhoog?
Ek hou niks van hom, daar so skade, so en dat daai eerste tree weer by verhoog, ja, wow. Hoor jy, het jy kontak gesien in die army? Maar ek praat nie daaroor nie. Ja, ek was 'n operasionele mediek. Nee, jy So ek het die ouens ondersteun en ja. reggemaak of in sakke gesit. Ja, ek wou my volgende vraag sou gewees het, nou, hoe as kunstenaar, as so 'n sakke siel, kon jy dit doen, maar nou verstaan ek as jy gesê het, jy was 'n mediek, want dan was jy daar om te help. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ek was ook 'n operasionele mediek, so ek moes saam met die ouens skiet en so aan. Goeie, ja. Maar was maar geblond daai tyd. Ja. Die het nie 'n kans gehad, die anders moet jy in DB gaan sit. Ja. Ja, nee, dit was... Maar nou ja. Ja, maar nou ja, okay, dit was nou daar, okay. Ek sien, as ek net so navorsing doen, dan krap ek maar so rond in julle Facebooke, want daar sien jy waar is 'n kop is en waar. Maar jy het so een foto gepost van met 'n surfboard. En jy gesurf in die daar? Ja, yes, ek op Stellenbosch. Ek en my vriend Chris Bonsai was groot surfers. Dit het my omtrent 2 jaar gekos van 'n akademie. Ons het soveel gesurf, jy moet ry van Stellenbosch af in die ou sout en peperpotjies, daai groot watertorings. Ja. En kyk jy wat ek aan die wind waai onder die stoom trek en weet jy dis nou onshore wind daar by Muizenberg of gaan Milnerton se kant toe. Maar ons het baie gesurf tot bo by Lucas se Bay, Victoria Bay, ja. Ek het oral gesurf en so klein bietjie die lewensredding ook intussen gedoon. Daai tyd was ek nog jonk en fiks en Het jy karate ook gedoen? so bietjie, nie vreeslik baie nie. Ek op Bakkie Sloopser was my sensei gewees. Weet nie of jy weet van hom, hy is eers ou het 'n derde dan gekry het in Shotokan. Dink ek was Kanshiro, ek is nie seker nie. Daai tyd in 1970. En gimnas? Ja, my eerste studierigting op Stellenbosch was jokkel geweest, liggaamlike opvoedkunde en sielkunde. Elwe. Ja, en wat ek toen nie geraak het nie, dankie Here tog daarvoor. Maar in die proses het ek maar in die gimnastiek begin belangstel en ek het nou al 'n aanleg gehad en Sparks Esterhuizen wat see en sand gestig het, was maar nie afrigter gewees, so kan stel. En Wat is see en sand? daar by Hermanus het die kinders alles van die see leer en te survive, om te oorleef. En hy het my maar gebore so om op die ou en 'n hangstorie kort te maak, moes ek WP 30 graad kampioen gewees in 1971 toe my WP klere gekry. So ouens maar nie net 'n sanger of so nie. Ja, maar jy was 'n fikse mannetjie. Ja, nogals. En ek was 'n PT instrukteur in die army gewees ook, jy weet wat. Physical training instructor met my swaartjies. Yes, so jy die ouens gedrul. Ja, ek was op 'n drillophaal gewees op die paradegrond en ek moes hulle fiks kry, weet. Dus ek kom hulle my by medics ingedeel op jou en toe roep hulle en dan gooi hulle op as 'n medic wat ek nie was nie. Toe moes ek maar medic speel. Ja. Okay. Wat is die sweefstok storie? Ag Here, dit was so kortstondig geweest. Ek was mal genoeg om hier in Keith Anderson se Jy was toe oorsee gewees hè? ja, aanvanklik hierso geleer 'n bietjie sweefstok en toe oorsee gewees, maar ek het my gat afgeval, sommer baie vinnig en Wat wat is dit? Is dit daar wat jy so swing? ja, sweefstok artiest en trapeze artist, ja. Die ou het my moes vang het dagga gerook in 'n plek van, jy weet, jy vang mekaar so. Toe vang ons mekaar so met die vingerpunt uit, toe bounce ek uit die net uit, en toe is het sommer finaal verby nou, voor ek kon optree. Toe val jy in die net en bounce uit die net. En die stoele in, het is met 'n oefening gewees. En toe het ek 'n paar video's gereg en gebreek en so, en toe het ek nie geweet hoe om terug te kom Suid-Afrika toe. Toe het ek vriende gehad het wat gypsies was, wat in Sevilla en Cordoba in Spanje gebly het, Ja. in 'n grot. En ek het in die grot het ek so 'n bietjie gaan bly saam met hulle in. Hulle het my geleer om te pickpocket, tot ek genoeg geld gehad het om terug te kom Suid-Afrika toe. Ja, en toe 'n vriend van my vir my gesê, want ek weet nie wat om met my lewe te maak nie. Toe sê hy vir my, hoekom gaan swat jy nie drama nie? Toe sê ek, as jy mal man, ek sê moffie.
Ek het regtig gedink, die actors is allemaal noffies. Het heel groot geworden. Toe sê hy, nee maar, en dis die sin wat my lewe verander het. Dan hy sê tegen my, maar onthou, daar gaan 30 girls wees, so jy gaan al man die. Het wrugtig het was so, toe gaan soort ek bouw, en was dit nou lekker. Waar het jy geswat, Stellenbosch? Stellenbosch daai tyd, en sal met my was Rina en Nina Haber gewees, en Sybil Coetzee, so paar mense wat toe die ding gedoen het op weergoeinde, en nou nog vriende. Sê vir my, planke of TV? Planke, altyd. Planke eerstens, tweedens radio, derdens as ek moet TV of film, ek is nie baie lief daarvoor nie. Maar planke, yes, en radio. Ja, op die planke is moeilik. Dis die lekkerste, dis onmiddellik in jy te gehoor waar jy fucking visvang, jy kan hulle intrek en wat gaan, jy weet mos hoe dit werk. Ja. Dis my heerlik om 'n regte lewendige gehoor te hê. Ja, maar ek het, om tekst te onthou en alle goed, kom het vir jou makkelijk. Nee, genade, dis moeilik. En hoe ouer 'n mens word, natuurlik hoe moeilik. Ja. Ekskuus. Wat was jou lekkerste produksie? Op die planke nou. So, min of meer, almal van my was lekker in 'n sekere sin met, in Wildhoek het ek vir 'n jaar gespeel op Wilfried Swark, saam met Mees Eksteen en Marco van der Kolf. En Hannes Horn het ek daar Vloek van die Verhongerde, Curse of the Starving Class van Sam Shepard gedoen. Wat 'n wonderlike ervaring was, want ek moes 'n skaap grootmaak in die huis, maar 'n deel van die opvoering was, dat my karakter moet kaal uittrek, en met die skaap loop, en dan die skaap se keel afsmeek. En dan nie regtig nie verhoog. En dit was toe 'n interessante ding, want in die eerste plek, ons skaap wat ek in die hande kon kry, ek en Christine, het was toe 'n swart karakoelskaapie gewees, 'n lammertjie. En die lammertjie is toe ons kind geraak. En vir 'n maand lank moes die skaap na my gewoond raak. En die skaap se naam was Choppie van Skaapwyd. En Choppie is wel saam met my, jy weet, by die meeste my wyf om my been geloop en op die stoel gesit in die koffie en saam met my 'n toasted cheese geëet en so aan. En op die verhoog nou aan die einde van elke performance, en dan het die mense die skaap gelos wat hulle hom vasgehou daar agter. En dan spring die skaap in my arms in as ek die buig gevat. Dit is te baie wonderlik. En die ander groot ding is, in daai produksie moes ek kaal wees van omtrent 15 minute. En net so kaal, dit is net 81 in Windhoek. En die Duitse regisseur, ek sê vir hom, am I going to wear a body stocking or something? I say, no, you will go as you are. Ek sê, maar ek het 'n probleem, ek kan nie kaal. Hy sê, it's not you, it's your character. Toe gaan, okay, dat is my karakter. Hy sê, ek, en toe doen ek het nou. En met die eerste opvoering het my vrou, Christine, toe sit sy al in die voorste reis al met so 'n Duitse vrou. Die vrou weet nie, ek en Christine sal nie. En sy sê vir Christine, kom eers in met die gat na die verhoor te weet, en die skaap dat alles toemaak. En die vrou sê vir my vrou, he looks very nice from the back. Dus sy sê, yes. En later dan skaap neer, draai om, en die vrou snak so na asem, sy sê, and he looks very nice from the front. En toe sê Christine, it's my husband. Ja, genade, ek sal dit nooit kan doen nie. Precies, want is hy happy, want jy nie, dit is karakter. Is dit? Ja, jy moet dit in jou kop, dat is soos om op te hou rook, jy mag moet sê, jy het opgehou rook, jy sê die sigaret neer en dan moet jy vir jouself sê, ek rook nie. Whatever gebeur is, jy mag nie sê, ek het opgehou nie, want dan raak die lus, want dat beteken dat jy het gerook. Maar ek sê dan net vir myself, en dit is nou al 15 jaar al opgehou, ek sê net vir myself, nee, ek rook nie, so makkelijk is dit. Ja, ek gaan dit draai. All in a mind. All in a mind. Het jy in oorseese movies gespeel? Ja, en een, al 2 van hulle, maar het moes dieselfde movie, deel 1 en deel 2 genaamd Alien was sy naam gewees, Alien from LA. Dat ek 'n professor gespeel het wat in die middel van die aarde bly. En die movie het die distinksie gekry op jou einde dat dit bekroon was as die swakste movie van die jaar in Hollywood. En nog ek en Richard Heinz het daar gespeel en Billy Moses. Het was te wonder dat Billy Moses... Het hulle dit hier in Suid-Afrika geskiet toe? Ja, nee, buitekant Johannesburg. En Billy Moses, die hoofkarakter daar, en sy vrou was die dogter van Ricky Nelson,
die popsanger. Dat wie vir Ricky Nelson, toe vir Richard Elvis Presley, Ricky Nelson. Okay, ja. En sy was Sandy Nelson genoem, na die drumspeler Sandy Nelson van daai tyd. En sy het my eerste Cajun kookboek persent gegee. Sy vir hom kon kuier toe bring sy my 'n Cajun kookboek van New Orleans saam. En ek het al lank al gekook en was lief vir kos, maar ek het glad nie Orleans Cajun cooking geken nie. En toe ontdek ek Cajun cookery daar en ook, ek weet nog 'n deel van die kookkuns wat ek oormal is. Nou hoe sou jy dit beskryf? Wat is Cajun cooking? Dis 'n mengsel tussen Frans en Afrika en Native American cookery. So 'n hele mengsel met baie spices en singles van goeters. Dat lieflike kos, is fantasties. Gumbo's is hier, dis wat hulle maak. Maar dit is baie lekker kos. Jou liefde vir kos, waar kom dit vandaan? Ook nog van Stellenbosch af, wat ek was nooit toegelaat in my ma se kombuis nie. So dit was ieder ander chefs wat ek ken, ma en so oumas het hulle geleer. Ek het niks van kos geweet. Ek kon nie eier kook toe op Stellenbosch kom nie. Maar ek het in 'n klein kamertjie gebly en ek het 'n primer stoofie gehad. En iemand het my 'n paar pakkies rooikou sop persent gegee en ek het begin 'n sop maak en later het ek agtergekom ek hou nogal van die besigheid en ek kan nogal my pannetjie gekry en ek kan kos begin maak. En ek het agtergekom op Somerset West, was daar 'n pet shop. En die pet shop het perdvleis verkoop. Toe kon ek fillets steek, perdefillets koop teen, ek dink 40 sent 'n kilogram daai tyd. Ek het vir al my pelle op Stellenbosch gesê, laat ek dit oon in die Bosveld en hy stuur vir my al hierdie lekker vleis. Ons het vir jare lank het al my pelle perdevleis geëet, hulle het nie geweet nie. Dus waar die stout geef kom. Nou, hoe proe perdevleis? Baie lekker, daar, presies soos beer. Jy sien nie 'n verskil proe nie. Is dit? Nee, dit is moet self. Party ouens, maar ek dink hulle het dit nog nooit geproe, die sê die vleis is soeter, maar dis stront. Smaak lekker, is lekker soos 'n fillet. Ja, ek het baie lief vir wildsvleis. Ek moet eerlikwaar sê, ek het al olifant geëet, maar ek het ook Daai vleis is makliker as wildsvleis om dit so te stel. Dit is baie nader aan eland. Is dit? Jy weet eland. Ja, ek is mal oor eland, daar's niks so lekker soos 'n elandsteekie. Weet jy, die elandsteek en 'n bonsmara steek is moeilik om te onderskei tussen die twee. Baie moeilik. En jou eerste kookboeke, hoe dit begin? Ek het vir beeld 'n weeklikse rubriek gehad vir baie jare. Ek kan nie weet onder hoeveel, dis maar 10 of 12 jaar lank. Kok in die sop. Ja. En ek het dit maar net eenvoudig bymekaar gesit in Tafelberg. Ek dink is Tafelberg gesit en ek sou moet kyk waar die kookboek is. Dink dit was Tafelberg. Jy het toe die boek gedruk uit 'n versameling van my rubrieke gewees. Ja, het nogal lekker mooi gekom en mense het nogal gehou daarvan. Jy het weer 'n cordon bleu ene gemaak, dis my bynaam as ek kook. En dit so ander ene gemaak. Ek vergeen hoe Ek dink ek self het cordon bleu. moet ek so op die windpomp staan op die voor. Ja, ek het twee van jou kookboeke. Want ek is ook lief vir kos. Ja, van ja, weet mos man, dit dat wat as 'n ou in die kunste is kuns en Ja, kos is so baie kreatief. Ja, Dus dis sou dan. ek het nou raak gelees van die soutte. Wat jy klomp soutte gemaak het. O, hier slaap ja, nee, dis 'n ek en Egbert Harnse, weet nie of jy hom ontmoet nie. Hy maak kilts. So groot, staartvol met 'n baard, dat was sulke dinge. Hy maak kilts, die wonderlikste kilts. Hy maak kilts vir die Engelse of die Skotse, jy weet nie wat alles en hy is so 'n fantastiese, maar hy is 'n wonderbaarlike kok en ek en hy het saam begin 'n sout te maak, met 'n rooksout gemaak met rooibos en sherry konsentraat tussenin en dit was verskriklik lekker, maar met die dat ek nou hier onder Wat jy dan gewone tafelsout om julle rook het of wat jy ja, die basies grove sout. grove sout. Ja. Okay, ja. Maar daar van die Weskus se kant ook lekker sout. En nou ons het maar ons eie labeltjies gemaak, etikette en die mense soek dit nou nog maar ons het nog nie meer nie, weet ek is nu onder en Egbert is nogal bo. Maar dit is baie lekker. Nou ongelooflik lekker. Baie lekkerder is hy kastige pink Himalaya sout, nie naby Himalaya in elk geval gekom het nie, weet jy wie dit weet nie. Daai Himalaya sout is die grootste ou kroekspul in die wêreld. Dit kom glad nie van die Himalayas af nie. Nou, wat van hom? Ergens in Afrika, jy sê hulle sit hulle chemikalie en stront by, jy weet, sê dis Himalayan salt.
En dan sê die altyd, dis die gesondste sout wat jy met, ja, jy weet. Ja, is goed. Ek gewoon ek het self is lekker, joh. Ek het niks aan teen nie, maar dis nie. Ja, ek het dit nou begin koop van, Hulle jok vir 'n mens. ja, hulle, En daai groot blokke Himalayan sout wat jy kry, wat jy in 'n oond kan sit dat die vuur warm raak en dan maak jy 'n steak op hom gaar, dis ongelooflik lekker. hoor jy my sussie maak doekou. Ooh, ja, nee, ek het dit ook ons eie doeka gemaak. Ja, doeka. Ja. Dis 'n lekker ding. Dis fantasties op enige iets om Ja. te eet, nee. Groente, dit gee so 'n mediterrane smaak. Dit is fantasties, ja. Ja. Nee, by sussie kom ook in 'n kuier, sy bring alweer vir my doeka som. Ja, slegs en nog my bring ook. Het jy ooit op die koppie gechop? Ja, Wat die ene? probeer nou wat ek het een keer ek en Richard het nie, maar ek het saam met Rico. Ek het saam Ja, die glatte, ja. maar die begin van die wasgoedlyn het ons daar so dinge gedoen. Ek Ek onthou, dit was so stylish geweest. ja, ons het lekker te kere gegaan na so ek het 'n amptelik sê kamer, maar ons het 2 kamers in dieselfde plek. Ek en David Kramer gedeel het ek die ou nou beter leer ken wat ook wonderlik was. Net wat ons so loop en sê die ouens so, "Hey, ou toppies, wat maak jy?" Kry veel gele vol sulke hande vol zolle. Maar toch sakke so van die zolle staan. Dis so om die hoek kom maar deel ons mee zolle toe mense kyk. Ons het nie self geroer nie. Dis net en maar dit was nogal lekker. Ek het daar vir François van Cook ook die eerste maal ontmoet. Wat 'n wonderlike, lieflike mens. Ja. Maar ek het so vir hy Dat op die aarde. hey, yes, like lovely. Ek sien hy gaan nou blykbaar 'n bietjie boks. Ek weet nie of hulle ernstig is nie. Okay, dis maar net 'n publisiteits. Ek Alles wel te diep en hulle sal maar moet. ja, ek wil baie geld is op transfer. Absolutely, hy's 'n regte bokser man. Ek en hom is albei van Belwel af. Ja. Jy weet. Ons het geweet van Bollerol. Toe ons jonk was. Ja, in Texan gerook. Ons was maar lekker stout geweest. Ek is op die ou ene, ek was spritstal in 9 gedop omdat ek wou drum speel. Toe het my vader my na Mamesbriek verbad na die koshuis al, Hoërswol Swartland. Wat hulle my daardeur met teruggevoeter het. Trommel gespeel en ek het dit ook keer so wyd. Ek het probeer daar, maar ek wou regte drum. O, daar regte droom is dit. So 'n bandjie gebou het. Ons het een keer dat ons op 'n een keer op 'n session gespeel. Toe het ons, ek dink in die tweede sok wat ons gekom het. Toe sê die ouens ons moet nou maar loop. En toe sit hulle die tape recordertjie aan of so, en ons was baie swak. Dit was eerste You got to performance. You've got to start somewhere. Ek is my kind en sy eerste gig was by die Spur. Ja, en ons is ook gevra, so na die derde keer, kan julle nou maar ophou speel. Ons het gedink om Sting te speel en ons het Chris Ria te speel, dit was nou nie, hulle wil Creedence, hulle wil Hasie hoor. En ons het die Hasie geken nie. Ja. Ja, oorklanking, like jy dit? Dis vir my heerlik, dis my absoluut wonderlik. Dis ook nogal 'n ding wat baie soos radio is. Wat ook lekker is, ons net daaroor gepraat, jy hoef nie woorde te leer nie. So jy kan lekker in 'n karakter inkom. En Hoe bedoel, wat jy die woorde voor? nou dit is 'n skerm wat hardloop met die woorde onder en jy moet hom op 'n streepie met die woorde sê en terselfdertyd met die oog so half kyk dat die lippe dieselfde is. Dis maar 'n tegniek wat jy doen op jou en ons het begin in 1976 met oorklanking. Met Jan Engeland destyds. So dis ook al 'n lang pad wat ons So jy nie 'n regisseur wat vir jou... ek het nou net 'n Franse reeks geregisseer wat van Frans af na Afrikaans oorvertaal is met 2 vroulike speurders wat ek die regie van gedoen het. Okay. Nou ja, maatskappy so net met 'n kanele gawe. En dit is lekker om die regie te doen, maar ek hou daarvan om te speel self. Want jy het net jou stem. Dis basies jou stem wat jy alles oor kry. Ons het daai tyd die man van staal, nou weet jy dit. Ja, kon jy, Dit was my stem gewees, die man van staal. En sê mense, jy's uit die stofkoepertjie, jy kan mos nie die ou se. Maar ek het nou blykbaar toe 'n stem gehad dat pas by die ou se lyf. En was jy die man van staal? ja.
En Karel en Sarel, ek dink dis die ding waar die meeste mense nog as ek my bek oop kan dink hulle hoor vir Sadel hier. Ja. Musiek is my lewe. Nee, daai ou stem van hom. Ja, dis die goed waarmee ons groot geword het. Dit is ons TV. Nou maar lekker, jy weet, ek amper was ek 'n liggaamlike opvoedkundige onderwyser, wie dit so verskriklik gewees het. Ek weet jy, want jy was super fiks geweest. Ja, ek dan dink al hierdie wonderlike Nee. Ek het 'n ander groot voordeel wat ek gehad het is dat nadat ek my eerste kinderboek geskryf het, Martyn die Stermannetjie, het Marie Blomeris my voorgestel aan die Afrikaanse skrywersgilde en toe het ek 'n lid geraak daarvan in die begin. So ek het die voorreg gehad om met al die groot Afrikaanse skrywers te kon kuier en te leer ken, weet van Uyskrige af deur na Jan Rabie toe en Steven Leroux of Etienne Leroux soos hy bekend geslaan het later aan. Dis almal my vriende geraak op die ou en hulle het my geïnspireer met my skryfwerk, geweldig. Dis ongelooflik. Dit klink alles so formeel, man. Elke dag van my lewe was nog 'n laggery gewees. Ek voel ek kan lag omdat ek so gelukkig is. En met my pelle ook, dat ek vat niks ernstigs op nie. Jy is ook lief vir jou eie vrugte en groente groei en jou eie herbs. Ja, meestal word maar die kruie is wat die groot ding, jy weet. Groente is ek nie so sterk op nie, want meestal like om 'n sakkie aardappels te koop is Dis 'n bietjie makliker. maar kruie, weet om as ek koop, Wat het jy nou in jou tuin? jy sê ek het ietsie van alles, regtig ietsie van alles. Wat ek die meeste gebruik is roosmaryn. Ek gebruik baie roosmaryn en mint. En Vir wat gebruik jy roosmaryn? Ek het ook 'n roosmarynboom by die huis, maar roosmaryn is veral met skaapvleis. ja. En beesvleis ook, maar veral met skaapvleis. As jy bijvoorbeeld 'n sausatie maak, vat jy 'n roosmaryntak en jy Okay. sy staan op. Ja, jy het nog nooit in jou lewe so 'n sausatie geëet nie. Nee, okay. Dit is baie lekker. En as ek 'n skaapbout maak of so, dan pak ek 'n klomp roosmaryntakke onder in die pot, roos die skaap Skop dit bo op dit, ja, dan rook ek ook so half met die roosmaryn. Dis lekker. 'n ander triek met 'n skaapbout is jy stop mos in die gaatjies knoffel en roosmaryn, maar dan maak jy ook 'n blikkie anchovies oop. Ken jy dit? Nee. En druk jy anchovies oral in daai gaatjies. Jy gooi sommer die anchovies sous oor die skaapbout ook as jy hom dan gaar maak, as daai souterige oei. Wait, my mond water sal. Nee, my Skribbel daai. Ja. So, dit weer terugkom met kos, is dit alle cuisines, fascineer alle cuisines jou? Min of meer, ja, ek kook heeltemal eklekties. Ek het, om het vir jou so te stel, ek het toe ons hierna toe getrek het, ek het 3.500 kookboeke gehad, wat ek deur jare nou bymekaar gemaak het. En ek het vir al my pelle gesê, ek kan nie kookboeke nie bring nie, want ons is nou in 'n baie klein ruimte. Toe sê, kom met julle karre en julle kattebakke en kom haal vir julle. En dan sit letterlik met 10, 20, 50, 100 kookboeke elke weg, al my pelle. En die res het ook vir 'n kerk gegee en vir 'n boekwinkel. En ek het so 10 boeke uitgehou wat ek hierna toe gebring het. Ek het gedink, ek het baie. Wel, ek het 20. Yes. Dis baie, as jy gemiddelde mense het omtrent net vir kook of verdriet. Ja. Ek het nog my ma se cooking geniet. Hy is toch een verdriet. Ek het hom ook, nee, hy is een van my Bybels. Ja. Die koking geniet en Larousse Gastronomique. Dit is vir my 'n baie belangrike boek vir naslaan om te kyk waar goed vanaf kom. En so, Dis die Franse cuisine. ja, nie net Frans nie, dis cuisine van oor die hele wêreld. Okay. Maar dit amper 'n Bybel. Okay. Hy is so 'n lekker boek om te ek sal vir jou later aan wys. En daar's so 'n paar ouens vir ek is mal oor The Naked Chef en oor Gordon Ramsay en ag almal elke mens is ek eintlik mal oor 'n sekere paar van wat hulle doen. Ja, nee, ek het my Gordon Ramsays. Dat is die Engelse ou. Dan Jamie Oliver, ek het my Jamies. Ek het 'n paar van hulle albei. Dit is lekker, ja. Dit is onpretensieus en eenvoudig. Ja, nee, by my vrou weet dit's baie maklik om vir my 'n birthday present te koop. Baie maklik. My koop. Vir my ook, as ek vir my vrou 'n birthday present koop, ek gee vir haar 'n koop. Eintlik vir my. Hoorie, en TV-akteur wees. Dis nie vir my regtig lekker nie.
Ek het al so 'n paar goedjies gedoen, maar niks groots nie, maar dit is... Ek is maar verhoogspel. Ja, ek verstaan het, want die adrenaline en de realness. Ek hou van as ek myself kan wees vir 'n kamera, sê maar met aanbieding. Ek het jarelang televisie aangebied waar jy sit en die kamera kyk en sê goeienaand en welkom hier by TV1 en dan vir die mense vanaand gaan jy dit kyk en dit kyk, geniet dit hoor, trek dit. Chat jy wel met die kamera, dis nice. Maar andersins, weet jy, moes jy die kamera ignoreer, dat hy bestaan nie. Ja. Jy bestaan nie. Wat het jy songs, wat sê Rieke, het jy songs saam met Richard geskryf? Ja, hele klomp het ons saam gedoen. Soos? Nou vraag jy my vast so uit my kop uit. Kinders van Afrika het ek alleen geskryf. Okay. Baie van hierdie goeter soos, ek kan nie onthou nie, maar 'n hele klomp van het ons geskryf, ons weet later nou nie meer wie wat geskryf het. Okay. Nou 'n hele klomp van hulle was, dat vir 'n viertog van die tyd, weet ek het Richard een keer op 'n klavier gesit en sê, hier sit so 'n mooi wysie, sê, maar hy het niks daarvoor, hy sê, hou dit aan speel, en toe nie, tyd dat Christine vir ons koffie gemaak het, toe ek die 4 verse geskryf op grond daarvan, en toe neem ons op, en dis een van ons mooiste songs. So het seker goed gebeur. Dis 'n baie magic ding om vir soveel jare saam met 'n bandmember, saam met 'n band te wees, want Op 40 jaar. Jy leer mekaar net soveel beter ken op die verhoog, jy voel mekaar aan, jy weet nou al, as hierdie ou so maak, dan weet jy die song gaan in hierdie rigting. Met Andrew seker die hy is die producer van die meeste van julle albums, nee. Ja, die laaste ene, ja, definitief. Hy is taal van Ermelos. Vir die Kriel was hy, tweede producer. Ja? Ja, die eerste een was, vergeet ek nou, dit was hy snaakse maatskappy. Ag man. Anyway. Ja, maar ek kan ook Die was fantasties, ja. Ek dink hy het Kerkorrel van sy albums. Dat is heel moontlik, ja. Die is fantasties, hy is 'n wonderlike regisseur. Producer. Ek dink ek praat onder korreksie, maar ek dink hy het Lorika se een album ook gedoen. Of nee, dit is 'n ander, Peter somebody. My maat, wat lê voor? Jy gaan nie nou stil sit nie. Nee, ek dink wat lê voor is ek sal net kan aftree. Nou as ek aftree is dit in die kus in af en by en ek het nee, dit is ook jou bykaart. En daar's geen manier wat jy mens ophou met dit wat jy doen nie, want ek het nog nooit 'n werk gehad nie. So ek kan nie aftree nie want ek werk nie. Ek speel. Om 'n interessante feit te noem is dat my naam Lochne kom van die Skotse woord Lochinvar af. En Lochinvar was 'n ridder geweest vir die koningin. En Lochinvar en ridder beteken om te dien, want jy dien mense. So dit my naam is so half ek dien met my musiek of my kos of my skrywery of my toneelspel, dus jy dien mense. En baie keer sê mense, hoe voel jy dat sê ons jou lastig val as jy eet toch wat ek al sê, ek nie, want hulle sê mense, ek dien hulle, en hulle sê ons het my brood op my tafel so, dat is my publiek, is van my liefde mense. Maar in daai opsig is ek maar 'n ridder, moet wel maar 'n ridder wees. Nie dat ek altyd ridderlik optree nie. Die ridders was nie die soetste mense op die planeet, maar die harte warm gemaak. They came a lot. Ja. It came a lot. Very lucky, as a pura. Lekker man, ons het nou baie lekker gesels. As jy lus voel, ek het vir jou 'n kosverrassingkie ook. Ek hou hier van 'n groenboontjie breedie. Sjoe, genade. En ek gaan vir jou lekker groenboontjie breedie met rys, nanoma. Nee, ek is bly ek het nie 'n burger gekoop. Right. See you later. Hoeveel keer moet ons die oë sluit, maak asof daar niks is om te sien nie? Hoeveel keer doof hou vir stemme wat pleit van wie soldate hierdie keer dien nie? Hoeveel keer nog die rug bly keer, skouers ophaal en net weg bly loop? Hoeveel keer die pyn ignoreer van vrouens en kinders sonder vader se hoop? Die antwoord, my kind, is gebind aan die wind. Die antwoord sal jy vind, hou jou nooit blind. Hoeveel doringdraad moet ons nog span om stemme vol pyn te verskans?
Hoeveel water en kos bly verban vir honger en beenrige dode dans? Hoeveel keer sal die mensdom stil bly, maak asof niks hulle kan raak nie? Hoeveel keer teen die waarheid bly stry, want die lot van 'n volk maak mos nie saak nie? Die antwoord, my kind, is gebind aan die wind. Die antwoord sal jy vind, hou jou nooit blind.